Goed, dan vanmôre die tweede gedeelte van ons reeks wat handel oor wat sê die woord van die kerk in die laaste dae. En voor dit het ek van die vrae probeer antwoord wat julle vir my gevra het die afgelope tyd oor wat gaan ons doen met die gemeente wat kleiner en minder word en mense wat oorlede is en alles wat daarmee saamgaan, wat gaan ons doen? En ons het met u gepraat oor die oorblyfsel wat die Bybel te sê het oor die oorblyfsel. Vanmôre dan die tweede deel oor wat sê die woord van die kerk in die laaste dae. En ons het 'n bietjie saam gelees uit Openbaringe hoofstuk 11. En ek gaan weer vir u lees. Ek dink u gaan dit kan lees daar in seker dof, maar as jy dit kan volg, as jy baie hartlik welkom, of as jy die Bybel het, blaai saam met my na Openbaring hoofstuk 11. Vanaf vers 1. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk. Die nuwe vertaling sê wat soos 'n stok lyk. En daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof, ek het verlede week vir u verduidelik, die verskillende sirkels van die allerheiligste, die heilige, die voorhof en dan die stad. Maar die voorhof wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. Die voorhof van die tempel word aan die heidene of aan die wêreld oorgegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Ons het verduidelik hoe dat God eintlik die Israeliete en die stad seën as gevolg van die tempel. Ek sal aan my 2 getuies opdrag gee en hulle sal met rou klere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Dis dieselfde as die 42 maande. Hulle is die 2 olyfbome en ook die 2 lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerlei plaae te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar geleef het, sal die dier wat in die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Dit is skokkend. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Halleluja. Mense, dis eintlik so 'n verskriklike woord wat ek graag vir u vanmôre wil deel. Maar ek wil hê u moet luister wat sê die laaste deel van hierdie profesie. Mense van al die volke, stamme, tale, nasies sal hulle lyke 3,5 dae lank daar sien lê, die lyke van die kerk, en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Die wêreld sal bly wees oor die kerk wat dood is. Verskriklik. Hierdie 2 profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuister. Na die 3,5 dag het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem in die hemel vir hulle sê, kom op hierheen, wat ek laas keer vir julle gesê het, wat 'n heenwysing is na die wegraping. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Wat 'n verskriklike profesie. Nou die eerste gedeelte van die profesie het ons verlede week oor gepraat, naamlik die gedagte van die plek van die kerk in die laaste dae, of in die einde van dae. En ons het pertinent gepraat oor die maatstok en die staf. Dankie Gawie, kan vir my aangaan. Ons het gepraat oor die maatstok, nog een aan, en die staf. En die staf, en ons het gesien hoe dat God sê dat die tempel en
maar nie die voorhof en die res van die stad. Want die voorhof en die res van die stad word aan die heidene oorgegee om vertrap te word. Ons verlede week daaroor gepraat, hoe dat ons dit vandag reeds ervaar, hoe dat die wêreld besig is om aspekte, die voorhof, die plek waar die sogenaamde Christene, maar hulle is eintlik maar heidene, hulle dien die Here of hulle sê hulle dien die Here, maar hulle dien nie regtig die Here nie. Hoe die Satan in die wêreld besig is om hulle in te palm en hulle te vertrap. En daarom lyk dit asof die kerk kleiner word. Onthou ek het gesê dis 'n aanhalingstekens en dat u nie 'n boodskap gaan luister nie, asseblief, ek het dit vanoggend opgesit op WhatsApp, gaan luister dit. Maar hoe dat God sê dat die engel moet net die altaar en die heilige gedeelte, die tempel self, waar die Jode mag geoffer het, nie die heidene nie. Hoe dat daardie gedeelte vir God afgemeet word, beskerm, bewaar word, en hoe dat die kerk eintlik op 'n plek gaan kom waar dit net gaan oor hulle wat God in gees en waarheid aanbid. God gaan sy kerk begin suiwer. Die woord van die Here sê in die laaste dae sal baie afvallig word. Hulle gaan deel word van die voorhof van die stad wat eintlik vertrap gaan word. En hoe dat jy en ek die keuse moet maak. En ons het dit in kontak gebring met die oorblyfsel waaroor ons gepraat het. En jy moet jouself die vraag afvra, is ek deel van die altaar en die tempel? Is ek besig om God in gees en in waarheid aanbid? Of is ek deel van die voorhof van die mense wat sê hulle dien die Here, wat sê hulle ken God, maar is eintlik nie waar God wil hulle wees nie. Hulle is in die voorhof van die tempel. Die Bybel sê hulle gaan oorgegee aan die heidene. Hulle gaan vertrap. Hulle gaan weggeraak. En ons het dan geëindig met daardie vraag. Is ek deel van die kerk of is ek deel van die voorhof van die stad? Is ek deel van die massa daar buite of is ek deel van die oorblyfsel? En ek moet vir myself uitmaak. Want as ek dit nie doen nie, gaan God die engel stuur om my te kom meet. En Jesus sê, jy gaan gemeet word. En as jy nie reg is met God nie, gaan jy te lig bevind word. Daar kom 'n dag, dit is verskriklik om dit te sê na te dink, maar daar kom 'n dag, wanneer God sy genade opraak. En daardie dag, is jy of warm, of jy koud. Jy is of op die smal weg, of jy is op die breë weg. Jy is of deel van die noupoort mense, of jy is deel van die breë pad. Jy is deel van die altaar en die tempel, of jy is deel van die voorhof en die wêreld. En jy moet kies. Jy moet jou saak regmaak, terwyl daar nog tyd is. En hoor jy die preek, oorpreek, jy gaan luister dit asseblief. Maar ek wil vanmôre met u praat. Wat is die rol van hulle wat in die tempel en by die altaar is? Wat is die rol van, kom ons sê dan, die ware kerk? Wat is die rol van hulle wat deel is van die mense waarvan Jesus praat in die laaste dae? Soek ek mense wat my in gees en in waarheid aanbid. Wat die kerk speel nie, wat die offertjies bring in die voorhof en dink is alright nie. Maar wat besig is om met God besig te wees. En ongelukkig daardie mense lyk asof hulle al minder word. Maar is nie waar nie, ek het laas keer vir u verduidelik. Die enigste verskil is, die wat eg en opreg met God wandel, gaan uitvind, dat hulle daar buite wil jou vertrap. Gaan uitvind, hulle wil jou agtervolg, wil jou uitmoor, wil jy van jou ontslaa. En dis waarom die kerk onder ons begin gaan. Dis waarom die kerk op ander maniere begin met mekaar kom. Dis waarom die kerk op ander maniere besig is om maniere te vind om God te aanbid. Ongelukkig is daar mense wat dit gebruik as verskoning om nie meer kerk te gaan.
Sê, ag, die kerk is uitgedien, die kerk is oudmodies, ek sal voor my TV die Here aanbid. Dis net 'n verskoning. Ek wil dit vanmôre vir julle ronduit sê, daar gaan 'n dag kom, wanneer die kinders van God gaan smag om by mekaar te kom. Daar gaan 'n dag kom wat ons gaan sê, ons is so jammer van al die tye wat ek by die huis gesit het, en 'n verskoning gebruik het van ek kan na die TV kyk. Daar gaan 'n dag kom dat jy spyt gaan wees, dat toe jy die geleentheid gehad het, jy nie saam met die gelowiges by mekaar gekom het. Die dag gaan kom. God is besig om sy kerk by mekaar te maak op ander maniere, op spesiale maniere, en of dit nou huiskerk is, en of dit klein groepies is, en of dit makrogemeentes, dit gaan nie oor die grootte nie, dit gaan nie oor die aantal mense nie, dit gaan daaroor, die wat by mekaar kom, is hulle by die altaar en in die tempel besig om God in gees en waarheid te aanbid. Dis die vraag. Die vraag is, wanneer ons by mekaar kom, voldoen ons aan die twee vereistes van die oorblyfsel. Ek kan nie onthou wat was daar die oorblyfsel, daar die vereistes. Die eerste vereiste was, dat jy die gebooie van God moet onderhou, en God moet lief hê met jou hele hart, en jou naaste soos jouself. Dis die eerste vereiste. En die tweede vereiste is, dat jy 'n getuie sal wees van die waarheid wat deur Christus geopenbaar is. Nie die waarheid van Miles Monroe, en die waarheid van Jimmy Swaggart, en die waarheid van Piet Pompies nie. Die waarheid wat Christus geopenbaar het. Dis die twee vereistes om deel van die oorblywsel te wees. En dis die vereistes waaraan die kerk gemeet gaan word. Nie die getalle nie die magtige evangelis en groot prediker nie die magtige kerkraad wat alles beheer en manipuleer nie. Nee. Die kerk gaan gemeet word. Is ons by die altaar? Is ons in die tempel? Is ons besig met God se gebooie? En is ons besig om getuies te wees van die waarheid van Christus? Vraag dan is, wat is die rol van die kerk, van jou en van my, aan die einde van dae? Dis so eenvoudig. Om te getuig. Dis wat God van jou en my vra. Om te getuig. Gaan heen en maak disippels van al die nasies. Gaan getuig. Gaan vertel wat God vir jou gedoen het. Gaan vertel van sy liefde, sy goedheid en sy genade. Gaan vertel. Dis God se opdrag vir die einde van dae, vir die kerk. Gaan getuig. En nou het ons almal preke van ja, maar ons moet nie meer in die kerk by mekaar kom nie, dan het daar ons verby. Ons moet gaan. Dis nie wat God sê nie. God sê, hulle wat by die altaar en in die tempel is, moet gaan getuig. As jy deel is van hulle wat God aanbid in gees en waarheid, moet jy gaan getuig. Broer en sussie, kan ek het vanmôre baie prakties maak. Asseblief, ek wys ek geen vinger nie, as ek vinger wys, dan wys ek dit aan myself. Maar wanneer laas het ons vir Jesus iemand gaan vertel van die liefde van Jesus? Ons doen dit eers in die kerk nie. Ek het nou maar die gewoonte daar by die ouer huis om gereeld geleentheid te gee vir mense om te getuig, en dan sit hulle vir mekaar so en kyk. Wie gaan eerste opstaan? Almal is te bang om eerste op te staan. Ons moet almal gelyk op te vlieg. Dis ek wil vertel wat die Here hierdie week vir my gedoen het. Ons kyk vir mekaar, wie is eerste? Want toe nou 2 weke terug, 3 weke terug, gee weer 'n geleentheid, en toe staan 'n vroukie op wat ek van Gindstad af ken. Daar hom in sy eerste keer wat sy in die diens is. En verstaan toe daar, ek bly hulle amper 'n jaar daar met huis. En daai vroukie begin vertel wat met haar lewe gebeur het
vandat sy daar gaan bly het. En spesifiek by die afgelope maand gebeur het, wat sy na die dienste toe gekom het. Ag, ek ken haar naam van ginkant af, ek weet die baas van hom kom nie. Sy begin vertel, mense, toe daai vrou begin getuig, is dan maar reg. Toe ek vaar, hierdie vrou het ontmoeting met God gehad. Hierdie vrou het toegelaat dat die Heilige Gees 'n verandering in haar lewe maak. Ek het so na haar geluister en gesê, maar Here, elke kind van God moet so getuienis hê. Ons hoef nie te kan sê op watter dag het ek tot bekeer gekom nie. Ek hoef nie te kan sê op daai oomblik en daai uur voor my wasbak en die Here my aangaan. Dis nie nodig nie. Al wat jy hoef te doen is om te vertel hoe goed is God vir jou. Want die kerk aan die einde het 'n opdrag. Gaan getuig. Gaan vertel van die groot dade van God. Want hoor my, die wêreld is nie beïndruk deur jou preke nie. Niemand luister eers na my preek nie, behalwe mense wat ons ken. Niemand is beïndruk deur hoeveel jare jy op die pad is, hoe goed jy die Here. Niemand in hierdie wêreld stel nie belang aan watter kerk jy behoort nie. Verlede week weer, hoor ek weer van iemand wat sê, pastoor, ek het mense genooi na die ete toe, maar die antwoord wat ek gekry is, ek het my kerk. Die kerk wat jy het, beteken niks. Die wêreld behoor, wat beteken God vir jou? Die wêreld moet begin hoor hoe lief het Jesus my. Dan gaan hulle luister. Want die wêreld is soekend. Ek het weer in die week die versie gelees waar Jesus gesê het, die oes is groot, maar die arbeid is as min. Dit beteken die arbeiders moet almal college toe gaan en universiteit toe gaan en grade gekry nie. Nee, al wat die arbeiders hoef te doen is om na Jesus te kom en sê, Jesus, hier is ek, gebruik my. En Jesus sê, ek maak jou vissers van mense. Gaan gedreig nie. Jy het nie 'n graad nodig om te getuig. In Engels sou hulle gesê, ja, jy het 1 graad nodig, 'n BA-graad. Be born again. Dis al graad nie nodig nie. Wees gered. Maak seker jou saak is met God reg. Maak seker jy is by die altaar, jy is in die tempel. Maak seker jy is deel van die oorblyfsel, dan jy baie om oor te gaan getuig. En dit is al wat God vanmôre van jou en my vra. Dat ons sal getuig. En hier kom hierdie gedeelte, en hy praat van 2 getuies. 2 getuies wat die toonbeeld of die sinnebeeld van die kerk is. Nou, ons weet dit is nie maklik nie. Ek weet jy gaan gespot word, ek weet jy gaan uitgelag word, ek weet mense gaan sê, ag man, jy's 'n oudtyd, man, daai is sommer storieetjies, die Bybel is sommer net 'n versinsel. Jy gaan dit kry. Of jy gaan dit kry dat mense sê, man, ek luister weer môre na jou. Of jy gaan mense kry wat sê, ag man, ek sal volgende week saam met jou kerk toe gaan. Jy gaan dit kry. En dan kom hulle nie, dan dag hulle nie op nie. So ek vir jy moet sê, hoeveel keer ek al daai belofte gekry het, maar ook die teleurstelling van dat die mense nie kom nie. Dit gaan gebeur. En nou interessant genoeg, gee God vir Sagaria presies dieselfde profesie. In Sagaria 4 vers 6 kan jy dit gaan lees. Dan kom die Here na sy vir Sagaria, ag, nie Sagaria nie, Zerubbabel, Zerubbabel, jy moet vir my die tempel gaan herstel. Zerubbabel kry klompie mense bymekaar, hulle gaan die Jerusalem toe met 'n brief en al die dinge, en toe hulle daar kom, toe hulle land, toe sê ouens wat daar in die land bly op hulle.
En hulle veroordeel, hulle skryf 'n brief aan die koning en sê, weet jy, hierdie klomp mense wat by my aankom om die tempel te kom herstel en Jerusalem se mure op te bou. Hulle gaan in opstand kom teen jou koning. Hulle afleiding verklaar. Dan kom God na Zerubabel toe in Sagaria 4 vers 6, wat ons so goed ken. Dit is die woord van die Here aan Zerubabel. Kan ek maar sê aan die twee getuies, kan ek maar sê aan jou en aan my. Nie deur krag of deur geweld. Gaan nie die getalle nie. Dit gaan nie hoe slim jy is nie. Dit gaan nie hoe belangrik jy is nie. Dit gaan nie oor hoe lank jy al die Here dien nie. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees. Kerk, in die laaste dae gaan jy vervolg word. Die voorhof gaan vertrap word. Mense gaan jou verstoot. Mense gaan teen jou opstaan. Julle gaan lyk of julle minder word. Julle gaan lyk asof julle al kleiner en kleiner word. Maar nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees. En dis waarvoor ons gaan bid, die 26 stappe. Dat ons gaan ophou vaskyk teen die getalle. Ophou vaskyk teen die finansies. Op 'n vaskyk teen wat mense sê en dink. Maar ons sal weet hoe lei die Gees. Dat ons sal weet wat is God se plan met ons, sodat ons deel van die twee getuies kan wees, wat kan gaan en vertel hoe groot God is. As ek vanmôre vir u moet staan en vir u moet begin vertel hoe die Here vir my en Marie afgelope 2 jaar gedra het. Hoe hy vir ons gesorg het, hoe hy vir ons voorsien het, hoe hy onderneem het. En die enigste rede waarom ek nie daaroor wil praat nie, is net omdat dit nie moet klink asof ek spog. Nie moet klink dat julle moet sê, maar hy pastoor is 'n groot mond nie. Want God is so kosbaar. Hy is so wonderbaar. Hy dra ons neer. Hy sorg vir ons. Dat ons nie nooit in die teësteen geraak. Maar dit is nie 'n krag of deur geweld. Dit is nie deur bankrekenings en checks nie. Dit is deur die Gees. Hy wat ons deurdra. Dis hy wat vir ons sorg. Daarom kan ons nie anders. Dis die Here sal gebruik ons. Dat ons help ons om deel te wees van daai twee getuies. Wat getuig en vertel hoe groot is God. En nou kom die Bybel, dan kom die Here en hy praat met Johannes en hy sê, gaan aan die volgende vers. En hy sê, hierdie getuies het 2 kenmerke gehad. Net soos wat die oorblyfsels 2 kenmerke het, het hierdie getuies ook 2 kenmerke. Eerstens, hulle was 'n kandelaar in die tempel van God. In die tweede plek was hulle 'n olyfboom in die tempel van God. God kom en hy sê, hierdie getuies is nie hierdie magtige konings en priesters en apostels en ouens met stamme en krone en wat met perde rondry, al die magtige ouens waarna mense opkyk nie. Nee, hulle is kandelare in die tempel. En wat is 'n kandelaar? Dis 'n lig. En Jesus kom en hy sê, julle moet wees die lig van die wêreld. Die kerk, die getuies, die oorblyfsel, die groepie wat gaan agterbly die laaste dae, is die groepie mense, as ek agterbly, bedoel ek nie na die weg raak nie, ek bedoel nou in die laaste tyd goed wat gebeur. Maar hierdie tyd gaan die kerk lig wees. En ons moet vanmôre seker maak, Paris, ons gemeente, is ons kandelaars nog regop? Is ons nog die lig van die wêreld? Is ons nog 'n lig wat mense trek soos 'n mot na
na Kers toe. En dis een van die grootste krisis waaroor ek bid. Ek sê, Here, as ons dan is waar God wil hê ons moet wees, hoekom trek ons die mense? As hy iets fout met ons lig. En ek het nie die antwoord, ek bid oor. Nie om saam met jou oor bid. Ons gaan nie sê, ons sal prou daaroor bid. Wat verwag God van ons as kandelare om weer lig te wees wat mense trek na God? Die getuies is kandelare, is ligte in die tempel. Die vraag is nie of ek Sondag in die kerk was nie. Die vraag is nie of my bank waarop gesit het nie. Die vraag is ek 'n lig in die tempel? Die tweede eienskap van hierdie getuies, en is 'n olyfboom wat eintlik spreek van olie. Olie in die kerk. Maar nou interessant genoeg, die getuie is beide lig en olie. So die lig wat brand met die olie is afhanklik van die olie wat die lig in die gang moet. Sien jy daai prentjie? Met ander woorde, ons is lig omdat ons vol is van die Heilige Gees, want dit is die olie. Maar ons is vol van die olie omdat God wil hê ons moet lig wees. Die getuies as kandelaar en olyfbome. Is ek en jy besig om lig te wees? Omdat ons vol is van die Heilige Gees. En omdat ons vol is van die Heilige Gees, is ons lig. Dis die vraag. En die laaste kerk, die einde van die dag kerk, gaan 'n kerk van lig wees, omdat hulle vol olie is. Help ons gemeente, help my as Hermond en Toei, Here, om lig te wees, omdat ek vol is van die Heilige Gees. Maar Here, vul my deur die Gees tot oorlopings toe, Here, dat ek 'n beter lig kan wees. Dis die rol van die kerk. Getuies, omdat ons lig is en vol is van olie. Wat kom beloof Jesus vir die eerste disippels? As jy gaan wag aan die punt van boventrek, totdat jy aangedoen word met krag uit die hoogte, die Heilige Gees, om wat te doen? En jy sal my getuies wees. Jy sal my lig wees, tot aan die eindes van die aarde. Die rol van die kerk, die laaste dae, lig te wees, olie te wees, en om te getuig. Is ek vanmôre by die altaar en in die tempel, of is ek in die voorhof, waar ek op die ou end vertrap gaan word? Dis die vraag wat onsself moet afvra. En ek wil afsluit met God se belofte. Want God het geweet, dit gaan nie maklik wees nie. Inteendeel, jy het gesien, dat vir 3,5 dae gaan die kerk sterf. Dit is skokkend. Vir 3,5 dae. Maar is dit nie interessant nie? Jesus was in die graf vir 3 dae. En Jesus het nie tot niet gegaan nie, hy het opgestaan. En die kerk gaan nie begrawe word nie. Inteendeel, hulle gaan 'n getuienis in hulle dood op die strate wees van die mense. En die mense gaan kyk na hulle en sê, dis nou die kerk. Kyk hoe lyk die kerk. Hulle het gesê hulle is oorwinnaars. Hulle het gesê hulle is koningskinders. Kyk hoe lê hulle in die straat. Maar na 3,5 dae gaan ons staan. En die mense gaan verwonderd wees. En ek persoonlik glo, die Bybel sê dit nie, ek persoonlik glo, dis die tyd van die
van die groot revival. Wanneer die kerk gaan opstaan uit sy doodheid, gaan opstaan uit sy nietigheid, uit sy swakheid, gaan opstaan en gaan lewe, en die wêreld gaan 'n vrees en bewering na die kerk kyk. En dan gaan Jesus sê, kom op, hierheen. Ek weet nie almal glo die wegraap nie. Party sê dit is voor die 7 jaar, ander sê na die 7 jaar, ander sê in die middel van die 7 jaar. As jy kyk na hierdie profesie, dan lyk dit asof dit in die middel gaan wees. Maar dis my mening. Maar die feit is, die kerk is nie dood nie, die kerk lewe. Maar die vraag is, kerk, is jy lig? Is jy olie? En is jy besig om te getuig? En God kom en hy beloof, dit is baie interessant. God kom en hy sê vir Johannes, moenie worry nie. Net soos wat in Elia se tyd. Net soos wat kan ek met vir u lees. Ek wil net vir weer daai versie lees. Daarmee gaan ek afsluit. Jy hoef nie terug te gaan so op die hoor, dis nie nodig nie, maar ek wil dit net graag vir u lees. Vir lees was daar. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit. Elia het 4 neergebyt. En God sê, in die laaste dae gaan die kerk 4 neerbyt. Het gaan nog nie fisies wees nie, maar het is 'n belofte van God, dat God sê, ek is met jou. Gaan jou nie begewe, gaan jou nie verlaat nie. So moet nie elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen, soos wat met Elia en die Baal-profete gebeur het. Hulle het mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd van hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Dit was met Elia se tyd. Kerk, in die laaste dae gaan jy net soos Elia 'n getuie wees. Jy gaan praat met Agas, jy gaan praat met Jezebel. Hulle gaan nie na jou luister nie, hulle gaan jou verwerp, hulle gaan jou dood wil maak. Maar jy gaan soos Elia, gaan jy aan die ander kant uitkom, deur sy oorwinnaar. Want jy gaan vuur neerbind. Jy gaan reën laat ophou. En het ook die mag om al die water in bloed te verander en jou aarde met allerlei plaag te trek. Wie was dit? Moses. Moses moes van Egypte gaan sê, laat los my volk dat hulle kan trek. En elke keer beloof en op die ouende het hulle gesê, nee, hulle kan nie. En elke keer was daar 'n volgende plaag. En soos hulle wees met die kerk, ons gaan getuig, ons gaan vertel, en het gaan lyk of ons deurbrake kry, maar môre oor môre, dan gaan hulle maar net weer aan om die voorhof te vertrou. Dis wat gaan gebeur. Maar moenie bekommerd nie. Net soos Moses met die plaag, net soos Moses met die water wat bloed verander het, so gaan God se volk trek. En die kerk sal aan die ander kant uitkom in 'n beloofde land. Getuies, wees net getuie. Wees net lig, wees vol olie, en vertrou God. Want God sê, hy is met ons. Hy sal ons nie begewe, hy sal ons nie laat los nie. Hy sê die kerk sal nooit oorweldig word. Nie die poorte van die hel sal dit oorweldig nie. Want as God vir ons is, die kan nie ons wees, beries ons. Ek weet nie wat voor lê nie. Ek weet nie wat God se planne is nie. Maar weet dit, God is besig. Al wat hy van jou en my vra, meet jouself vanmôre. Ek sê dit vir die laaste keer. Meet jouself of jy die eienskappe van die oorblyfsel het. Meet jouself of jy kandelaar in die boom is. Meet jouself hoe vol is jy van die Heilige Gees. En begin getuig. Staan op. Begin vertel van die goedheid van die Here. Begin vertel van sy liefde
in sy genade en los die res vir God. Want dit is nie deur krag of deur geweld